die boodskap wat die Heilige Gees op die hart van ouderling Hannes van Staan gelê het om aan u en aan my oor te dra in hierdie aand is die betekenis van die inwonende Heilige Gees in u en in my lewe. Stuur, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg. Amen. Filippense hoofstuk 3. 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Liewe broer en suster, ons het vanoggend gekyk na die uitstorting van die Gees en ons het vir u gesê dat ons tema vanaand dan sal wees die inwoning, die betekenis van die inwoning van die Heilige Gees. Broers, ek moet baie eerlik, broers en susters, hier is ons susters ook hier. Ek moet baie eerlik wees, hierdie boodskap is vir my baie moeilik om deur te bring. As die Gees, jy moet bid dat die Gees vir u wysheid sal gee, sodat u kan snap wat die betekenis hiervan is. Ons tema dan die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens. Vanoggend het ons van 3 geloofswaarhede gepraat, wat baie belangrik is in ons geestelike lewe, om vir onsself te neem. As hierdie fases van die geloofswaarhede wat ons genoem het, nie in ons lewens plaasvind, soos wat ons dit vanoggend gesien het nie, sal ons nooit die heerlike waarheid en die goddelike waarheid van God kan smaak nie. Antwoorde, die heerlikheid om 'n kind van God te wees, sal altyd vir ons vaag en dof bly. Ons kan net vinnig na daardie waarhede kyk. Die geloofswaarhede die eerste een was, as ons Jesus aan die kruis sien, dan sien ons vergifnis van ons sondes. Die tweede een, as ons hom sien dat hy die graf uit opgestaan het, dan sien ons die nuwe lewe wat hy vir my gee. Dat ek ook uit die dood uit opgestaan het. En dan die derde een daarvan, as ons hom sien as die verheerlikte, as die een wat heers, dan sien ek ook hoe Gods Gees oor my gekom het. Dit is dan die 3. Nou is dit so dat in die geestelike lewe ons nie by 'n waarheid soos hierdie kan gaan stilstaan. Een van hulle kan gaan stilstaan nie. Nooit. In die geestelike lewe moet mens altyd gaan na die volgende. En daarom dan, as ek by die een gekom het en hy het vir my waarlik gelewe, dan sal die volgende een 'n outomatiese ding wees wat plaasvind. Ek sal outomaties oorgaan na die volgende waarheid. As ek deur Christus gered is, as ek vergewe is van my sondes, sal die nuwe lewe wat ek ontvang outomaties gebeur. En as ek werklik sy kind geword het, sal die vervulling van die Heilige Gees outomaties plaasvind. Sou dit nie plaasvind nie, dan moet daar fout wees. As ek nie oorgaan na die volgende toe nie, dan het die eerste nooit werklik in my lewe waar geword nie. Ons weet, die geestelike lewe het ons soms tyd nodig om te vorder. Maar as ek bly staan by een punt, moet ek weet daar is fout. En as ek daardie fout wil gaan regmaak, dan sal ek moet teruggaan, soos ons ook voorheen in 'n diens gehoor het, waar ek voorheen uitgeval het en dit daar gaan regmaak. As ons op een plek bly staan, liewe broer en suster, dan gaan ons sterwe. Dan sal dit wees soos water wat in 'n plek bly, sonder beweging.
Na 'n tyd sal daardie water begin sleg word. Dit sal selfs begin ruik. Nou is dit so dat baie kinders van die Here se lewens ook soos hierdie water sleg word. En soms ook al begin ruik. Ons hoor baie keer die stelling van die wêreldlinge as hulle van 'n Christen wil neerhalend praat, wat iets fout gemaak het, dan sê hulle, as dit is soos 'n Christen is, dan wil ek nooit 'n Christen wees nie. Weet my broeder en suster, ons weet daar soms baie kritiek agter daardie woorde, maar baie van daardie woorde het grond. As ons gaan kyk na die eerste bekeerlinge in die Bybel, daar in Handelinge 2 vers 47, en ons sien wat het in hulle midde plaasgevind, direk na die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons net vinnig so toe blaai, vers 47, Handelinge 2, terwyl hulle God geprys het, dit is nou nadat die uitstorting plaasgevind het, en die bekeerdes begin die Here dien het, en begin volhard het om die disippels se leer te volg. Staan daar in vers 47, terwyl hulle God geprys het, en in die guns was by die volk. Terwyl hulle God geprys het, en in die guns was by die volk. Daar sien ons, dat hierdie Christene, weens die egheid van hulle kindskap, in die guns was by die volk. Egte kindskap, my broer en suster, is mooi, en selfs die wêreld hou daarvan. Maar dan moet dit eg wees. Ons het gesê, ons mag nie stil staan in ons geestelike lewe nie. Die Hebreërs skryf vir ons in Hebreërs 6, in die eerste vers, dat ons nie moet bly by die begin van die prediking nie, maar dat ons moet voortgaan of oorgaan na die volmaakte. En as ons kyk na Paulus, dit wat hy geskryf het vir Timoteus, daar in 2 Timoteus 4, dan praat hy van 'n wedloop waarop hy is. 'n Wedloop, iets waarin hy besig is om na vorentoe te beweeg. En hy is besig om te bekwam, om die eindpunt daarvan te behaal. In ons geleesde gedeelte hier in Filippense 3, praat hy ook van dat hy hom uitstrek na vore toe. Hy strek hom uit na vore. Met ander woorde, hy is nie tevrede met dit waarop hy tans mee besig is nie. Paulus wil vorentoe. Maar nou sê hy ook daar in vers 12, pragtig eintlik as ons daarna kyk, nie dat ek dit al verkry het nie, of dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Broeder en suster, kan ons in hierdie woorde van Paulus sy ywer sien om meer van God en sy woord te hê? As hy hier vir ons sê, hy jaag daarna, asof hy dit kan gryp. Nie dat hy dit al gegryp het nie, omdat ek deur Christus gegryp is. Hoekom het Paulus hierdie ywer? Die laaste gedeelte daarvan sê dit vir ons baie duidelik, omdat hy deur Christus gegryp is. Dit is dikwels ons probleem, broer en suster, dat ons gee nie werklik vir God kans om op ons 'n houvas te kry nie. En daarom lei ons later in ons lewe skade, sukkel ons later in ons lewe om werklik geestelik te vorder, omdat ons nie soos Paulus kan sê, maar ek was deur Christus gegryp nie. Dikwels is ons maar besig om op ons eie wyse ons geestelike lewe te lewe en te wandel. Paulus praat van sekere mense daar in vers 18, vers 17 en vers 18, wat ook op hulle eie wyse hulle godsdienst wou beoefen. Nou sê hy daar, kom ons lees die 2 versies, wees ook my navolgers, broeders, en let op, die wat so wandel, soos julle ook ons tot voorbeeld het. Hy sê,
soos wat ons julle voorbeeld was, so moet julle lewe. Nou sê hy daar in vers 18, want baie, van wie ek julle al dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Wandel soos wat hulle wil. En as Paulus hier praat met die Filippense, is dit 'n gemeente wat hy aanskryf. Hy skryf nie aan die heidene nie, hy skryf aan 'n gemeente. Hierdie is kinders van die Here vir wie hy sê, hulle wandel as vyande van die kruis. Hoekom? Omdat hulle nie hom as voorbeeld hou nie, soos wat hy vir hulle gewys het nie. So leef hulle nie. Hulle het hulle eie idee van die geestelike lewe. En as Paulus hierdie dinge vir hulle skryf, dan skryf hy dit nie met verwyte nie. Ons sien daar in vers 18, hy sê dit met trane. Dit is 'n seer saak vir Paulus as hy dit sê. En as hy ook sien dat hulle besig is om weg van die kruis af te beweeg. Ons kan nie maar aangaan soos ons wil nie. Daar is sekere standaarde wat ons moet verantwoordelik doen. En God se standaarde is onveranderlik. As ons in vers 19 kyk, dat as ons nie aan hierdie standaarde wat ons van God in sy woord kry, aan voldoen nie, dan sê vers 19, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Wat beteken hulle God is in die buik? Dis als binne, dis als hier, dis als hulle self. Hulle beoefen hulle godsdienst soos hulle dit wil. Dit gaan oor hulle self. Daarom, as ek enigstens afwyk van die standaard wat God stel, moet ek weet, godsdienst of nie godsdienst nie, kerkbesoek of nie kerkbesoek nie, die verderf is my voorhand. Ons leef in 'n krom en 'n verdraaide wêreld. Maar broeder en suster, ons moet nie vir hierdie wêreld leef nie. Ons moet lewe, want ons burgerskap is nie van hierdie wêreld nie. Ons sien dit ook daar in vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. En as ons na vers 21 kyk, dan is dit vir my die klimaks, ook van wat ons vanoggend oor gepraat het, wat Paulus hier vir hulle wil sê. Vers 21, want ons vernederde liggame, wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan ons onderwerp het. Wat wil Paulus vir hulle sê? Soos wat die Here Jesus aan die regterhand van God die Vader verheerlik was, so gaan die dag kom, wanneer die kinders van die Here op dieselfde wyse gaan verheerlik word. Ja, hy sê ons sal gedaante verander, maar ons sal gelykvormig word aan sy verheerlikte liggaam. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik as ons daaraan dink dat dit gaan eendag ons deel wees? Maar dan moet ons volgens die standaard van God lewe. Ons gaan verhoog word soos wat die Here Jesus verhoog is. Is hierdie wonderlike belofte wat hier in die Bybel staan, waarlik ons in? Is dit moontlik dat ons dit kan kry? Ja, my broeder en suster, dit is werklik moontlik. Die skrif sê dit en ons weet wat in die Bybel staan is waar. En dit kan ons maar neem. Nou sal ons graag wil weet, maar hoe is dit dan moontlik vir 'n ellendige mens soos ek om hierdie wonderlikheid eendag te kan ervaar? En dan kom ons by ons tema, naamlik die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens.
Om ons verder hierin toe te lig, wil ons graag ook kyk na Romeine 8 vers 9 en 11. Ons het vanoggend reeds iets oor vers 9 gesê. Naamlik, as die Gees van God in julle woon, en dan vers 11, en as die Gees van hom wat Jezus uit die dood opgewek het, in julle woon. As die Gees van hom wat Jezus uit die dood opgewek het, in julle woon. Om die volheid hiervan te verstaan, moet ons en beleef, moet ons weer die geloofswaarhede in die oog hou, wat ons vanoggend van gepraat het. Soos wat ons by die vergifnis en die uitstorting van die Heilige Gees nodig gehad het, dat God aan ons 'n openbaring moet gee, van daarvan het ons ook hier nodig, dat ons 'n openbaring van God moet kry, van die inwoning van die Heilige Gees in ons lewens. As ons Jesus op die troon sien en weet dat ons sy Gees met die uitstorting ontvang het, moet ons ook weet dat as ons hom as die heerser in ons lewe sien, dat ons kan weet dat ek die krag van die inwoning van sy Gees in my lewe kan ken en kan weet. Ek sê weer, soos wat ons hom as die verheerlikte gesien het, en gesien het hoe sy Gees oor ons gekom het, die openbaring daarvan, so moet God aan ons kom openbaar, dat as hy in ons lewe is, dat as God in ons lewe inwoon, dat ons hom in sy krag in ons lewe sal ervaar. Dit is die openbaring van die inwoning van die Gees. Paulus wil hierdie openbaring so graag aan die Korintiërs deurgebring het, maar hulle was net nie vatbaar daarvoor nie. Hulle het net nie op die punt gekom dat dit kon deurkom nie, want hulle was so behep met al die wonderlike dinge wat rondom hulle gebeur het. Broeders en susters, in hulle midde was die gawes vrylik gefungeer, en hulle was so besig daarmee dat hulle nie kon snap toe Paulus met hulle praat nie. En terwyl hulle wel die Gees van God gehad het hulle die krag daarvan, die kragvolle werking daarvan in hulle lewens en die inwoning daarvan in hulle lewens nie beleef nie, ten spyte van al die gawes wat daar plaasgevind het. Daarom ook Paulus se dringende vraag in 1 Korintiërs 3 vers 16, as hy vir hulle sê, weet julle dan nie dat julle 'n tempel is van God nie? Hulle het net aangegaan en vergeet van die Here, terwyl Paulus vir hulle daarop wou terugbring, vir hulle sê, weet julle dan nie dat julle 'n tempel is van God nie? Die Korintiërs het ook nodig gehad dat Paulus vir hulle moet bid, soos ons vanoggend gesien het wat hy vir die Efese gebid het, toe hy vir hulle gesê het, ek bid dat julle verligte oë en 'n verligte verstand sal kry, sodat julle kan weet. Met ander woorde, dat God aan julle sal openbaar, wat is die Heilige Gees wat binne in jou is? Weet julle dan nie dat julle 'n tempel is van God nie? Soos die nood daardie tyd was, dat God die Korintiërs se oë moes open om te sien wat dit die betekenis daarvan is, liewe broer en suster, is dit ook die nood vandag in ons lewens. Dat God homself in ons harte wil openbaar, met ander woorde, dat hy as God in ons lewe is, deur die inwoning van die Heilige Gees. Dat hy as God in ons harte is, deur die inwoning van die Heilige Gees. Dat die Vader en die Seun in ons verteenwoordig is. Broeders en susters, ons het hom hier by ons, hier in ons. Verstaan ek, dat as ek die Gees in my het, dat ek in wese die lewende God in my ronddra. Die probleem baie keer is nie dat ons dalk nie die inwoning van die Heilige Gees in ons lewe kort kom nie, maar dat ons
die kennis van sy teenwoordigheid nie van bewus is nie. Ons is onbewus van hierdie ontsettende grootheid wat ek binne in my ronddra. Weet julle dan nie, sê Paulus, dat julle 'n tempel van God is nie? Dan voeg hy daarby, as dan die Gees van God in julle woon. Net om te dink dat die Here in al sy heerlikheid in my is. En as die Here dit vir my openbaar dat ek dit werklik sien, is dit genoeg om ons opgewonde te maak, dat ons wil jubel daarvan, dat die Gees in my is, dat hy 'n persoon is, wat in my is, wat lewe. Ja, en dat ek slegs 'n houer is, 'n aardse houer, wat in my ronddra, 'n skat van onskatbare waarde, dat ek die Here in al sy heerlikheid in my het, dat ek net die houer daarvan is, soos wat ek beweeg ek met die lewende God in my midde. Al my vrese en al my probleme sal verdwyn, die oomblik wanneer my oë oopgaan, en ek kan net hierdie een waarheid sien, dat dit God is, in al sy volheid wat in my is. Ek dra in my krag wat die wêreld kan verander. Weet u dit, broer en suster? Weet u dat u die krag het om 'n wêreld te verander? En as al die kinders van die Here so 'n krag in hulle lewe het, waarom lyk die wêreld soos wat hy lyk? Ek glo nie ons moet die fout by God gaan soek nie. Ons is weergebore deur die Heilige Gees. En ons dra die lewende God in ons harte. Broer en suster, kom ons hanteer hom dan as sulks. Kom ons hanteer hierdie inwonende Gees asof dat hy heilig is, dat dit die God is wat in my is. Ons kan dit so verduidelik. As ek op 'n dag dorp toe sou gaan en ek het 'n 10-sent stuk in my sak. En die dorp is baie besig en daar's baie mense en ek skuur hier by mense verby en ek skuur daar by mense verby en ek hardloop hier oor die straat. Dan is ek nie bekommerd dat hierdie 10 sent in my sak sal verloor nie. Want uit die aard van die saak beteken hierdie 10 sent nie veel nie. Ek kan in elk geval nie veel met hom doen nie. Ek kan miskien 'n rukkie gaan parkeer en dis ook al. Daarom is ek nie bekommerd oor hierdie 10 sent nie. Maar as ek in die dorp sou beweeg en ek het R1000 in my sak, en ek moet ook hier deurskuur en daar deurskuur, broer en suster, sal dit seker gebeur dat ek so nou en dan my hand so op my sak gaan druk om te wil voorkom dat hierdie geld daar kan verloor. Ek sal miskien ook soms my hand so insit en net my vingers so oor dit streel, net om te weet dat dit nog daar is. En die heerlikheid om te weet, ek het dit. En dit beteken vir my baie. Ek kan baie daarmee maak. So is dit met die Heilige Gees wat in ons woon. Vir baie van ons is dit soos die 10 sent stuk in my sak. Ek hardloop en ek gaan oral en ek is niks bekommerd nie, want ek het in elk geval nie veel wat verlore kan gaan nie. Maar as ek weet wat het ek in my sak, as ek die betekenis daarvan weet, die R1000 het 'n groter betekenis vir my, en as ek die betekenis weet van wat in my is, sal ek dit hanteer volgens wat ek die waarde daaraan heg. Jy weet, in die Ou Testament het die Jode was maar 'n trekkersvolk in baie tye van hulle gewees, en hulle het in tente gewoon. Elkeen het sy eie tent gehad.
Elkeen het in sy eie tent gemaak wat hy wil. Daar het hy geëet en gedrink, geslaap en alles gedoen wat hy graag wil. Maar daar was een tent in hierdie laar van die Joodse volk, alhoewel hy dieselfde gelyk het, maar hy was anders. As 'n Jood by hierdie tent verbygestap het, dan het hy dit met eerbied gedoen. Dan het hy dalk stadiger begin loop. En as hy by die tent verbygekom het, het hy dalk gebuig. In eerbied gebuig. En geen mens of dier het dit ooit gewaag om in hierdie tent in te gaan nie. Want hierdie tent was die tempel van God. Hy was niks anders as enigeen van die ander tente nie. Maar hy was spesiaal, omdat God hierdie tent gekies het om sy tempel te wees. By jou bekering, wat het gebeur? Wat het gebeur toe jy God in jou lewe ingenooi het? Die Here het jou op jou woord gevat en hy het van jou sy tempel gemaak. My broeder en suster, hoe gaan jy te werk met hom wat jou gekies het as sy tempel? Salomo het 'n kliptempel gebou en daarin het God gebly. Maar vandag bly God in die harte van gelowiges. Sê vir my broer en suster, is dit so? Is dit so in jou lewe dat jy dit besef en dat jy as sulks optree, wetende van dit wat hier binne in jou is? As ons werklik verstaan van die woonplek wat hier in my is, hoe anders sal ons lewe nie wees nie. Hoe anders sal ons nie optree nie. Waar ek ook al gaan, gaan die Heilige Gees saam met my. Die kragteloosheid wat daar soveel keer in mense se lewens is toe te skryf aan die feit dat hulle geestelike oë nog nie oop gegaan het om te sien wie en wat hulle in hulle binneste ronddra nie. By die aanskoue van dit wat in my is, sal dit in my binneste 'n geestelike ontploffing laat veroorsaak. Ek sal nooit weer dieselfde kan wees nie. My broer en suster, soos vanmôre is dit in hierdie saak ook 'n voorwaarde. Die inwoning van God se Gees kom maar nie net sommer van self nie. En die voorwaarde in hierdie geval is die absolute heerskappy van Christus in my lewe. As ons na 1 Korintiërs 6 gaan kyk. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Dan lees ons, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en julle gees wat aan God behoort. Die einde van vers 19 sê, en dat julle nie aan julle self behoort nie. En die laaste gedeelte van vers 20 sê, en in julle gees wat aan God behoort. Hierdie teksgedeelte neem ons 'n stapie verder. Met ander woorde, dat wanneer ek ontdek van God wat in my lewe is, dan is die oorgegewe lewe, die algehele oorgegewe lewe van my 'n outomatiese gevolg. Outomaties sal ek nie meer aan myself behoort nie, as ek ontdek wie God is en wie hy in my lewe is. Outomaties sal ook my gees aan God behoort, want ek sal begin dink soos hy.
want dis hy wat my dan sal begin reël en begin beheer. As ek sien dat ek 'n tempel van God is, sal ek anders lewe. Ek sal anders optree. Sal ek ook weet dat ek nie in myself behoort nie. Dit is dikwels die verskil by 'n oorwinnende lewe en 'n nie oorwinnende lewe. Is juis net hierdie feit. Die openbaring van God in my lewe is die eerste stap na heiligheid. Jy weet dat ons lees in Petrus dat hy daar praat dat God van ons verwag om heilig te wees. Jesus God se woord daar sê, wees heilig want ek is heilig. Dan wil ons altyd weet, maar hoe is dit moontlik vir 'n mens soos ons om heilig te word? My broer en suster, ons wil altyd die ding op die moeilikste manier hê, gaan haal. Hier is 'n kitsoplossing. As jy die openbaring van God het, van dit wat in jou leef, is dit die eerste stap om heilig te wees. Want jy sal nie anders optree daarna nie. As jy weet wie in jou is, sal jy nog 'n onheilige lewe lei? Nee, dan gaan dit maklik wees. O, God gee nie vir ons iets wat ons nie kan doen nie. Daarom het hy sy gees vir ons gegee. Daarom was dit nodig dat God se gees oor ons moes kom. Anders sal ons nooit heilig kon word nie. Maar nou, as ek weet God is in my, en ek lewe en ek hanteer dit as sulks, dan is dit mos maklik. Is dit nie waar nie? Daar moet dus 'n dag in my lewe kom, wanneer ek my oorgee aan die Here, die beheer absoluut oorgee aan Christus, sodat hy die heerskappy in my lewe voer. Ek behoort nie meer aan myself nie. Alles wat ek het is tot sy beskikking, is syne. Ek het niks meer nie. Ek is nie meer my eie baas nie. Ek is 'n dienaar. Ek het 'n slaaf geword. Paulus sê, ek is weggegee aan Christus. Voordat die heerskappy van Christus, voordat die heerskappy nie aan Christus behoort nie, kan die Heilige Gees nie effektief in en deur my werk nie. Lewe jy vir jouself, broer of suster, of lewe jy vir God? Is daar in jou dalk iets wat jy nog terughou? Of het jy iets wat jy nie wil afgee nie? Jy weet, as ons in Psalm 45 gaan kyk, ons ken daardie spesifieke teks so goed, Psalm 45, maar ek wil hê ons moet net weer vinnig gaan kyk daarna. Psalm 45 vers 11 en 12. Hoor, o dogter, en kyk, en buig u oor, en vergeet die volk, en die huis van die Vader. Ons lees weer vers 11. Hoor, o dogter, en kyk, en neig u oor, en vergeet u volk, en die huis van die Vader. Vergeet alles, staan hier. Gee alles weg. Vergeet u huis, en selfs jou volk, en jou Vader. En dan gaan hy aan in vers 12. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. Dit is 'n oorgegewe lewe. Dit is 'n lewe wat niks meer vir homself hou nie. Maar as God roep, as die koning jou skoonheid begeer, want hy is jou Heer, buig u dan voor hom neer. Amen.